The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. God praat deur die gawes met ons. God se hele plan met sy mense, sy eklesia of kerk, is om hierdie intieme kommunikasie tussen hom en sy mense so effektief moontlik te laat plaasvind. Daarom het hy spesifiek mense bonatuurlik gesalf om sy mense toe te rus, sodat hulle mekaar kan bedien met die gawes van die Gees. Sodat elke mens kan hoor en ervaar, God is met hom of haar in die detail van hulle lewe besig. God se hart is om met my en jou elke liewe dag te praat en om ons kans te gee om met hom te praat. Hierdie intieme liefdesgemeenskap waarvan ons die afgelope tyd in ons verskillende sessies praat. Dit verbaas 'n mens eintlik om te verstaan hoe ernstig dit vir God is. As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na God se plan vir sy kerk, vir sy mense, dan sien ons dat die hele plan is spesifiek ingerig om hierdie kommunikasie so effektief moontlik te maak. So lees 'n mens daar in Efesiërs 4, vers 11 tot 16, hoe God letterlik sy eklesia so inrig, sy kerk so inrig, dat hierdie kommunikasie op die beste manier kan plaasvind. Kom ek lees vir jou daar uit Efesiërs 4. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Jesus. Nou, God se hart is werklik om elkeen van sy mense toe te rus om mekaar te kan bedien met die gawes. Dis vir God so ernstig dat hy spesifiek mense uitkies, hulle bonatuurlik toerus om apostels te wees, profete te wees, evangeliste te wees, herders te wees, leraars te wees, om sy mense toe te rus, sodat hulle elkeen mekaar kan bedien. Waarmee rus hy hulle toe? God rus hulle toe met die gawes van die Gees. Daai gawes van die Gees waarvan ons lees in Romeine 12 en 1 Korintiërs 12. Kom ek lees vir jou byvoorbeeld wat daar staan in 1 Korintiërs 12, vers 6 tot 8. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gee. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Sien, elke gawe wat God aan sy liggaam gee, aan elkeen van sy mense wil gee, sy oogmerk is om mekaar te bedien. En die hart van daai bediening is, dat God op een of ander manier met mense wil praat, met sy mense wil praat, of met mense daar buite in die gemeenskap wat hom nie ken nie, wil praat.
Sy dit die gawe van profesie, dan beteken dit God kom en hy gee een van sy kinders die bonatuurlike vermoë om God se stem te hoor wanneer hy profeties in iemand se lewe wil inspreek. Sy dit die gawe van genesing, dan kom God en hy rus een van sy mense bonatuurlik toe. Dis nie 'n talent of 'n gawe nie, dis 'n bonatuurlike vermoë om die instrument te wees om iemand te bedien met genesing. En die hart van daai genesing is dat God met mense praat. Dat God vir mense sê, ek kan jou genees. Of ek weet wat in jou lewe gebeur. Ek is in die detail van jou lewe betrokke. Ek weet selfs wat in die toekoms vir jou voorlê. Jy pas ergens in my prentjie in. En dit bedien God dan, kommunikeer God dan deur die verskillende gawes aan mense. Sien jy wat ek bedoel? God se hele plan vir sy mense, sy kerk en die gemeenskap daar buite is om met mense te kommunikeer, om met mense te praat op die een of ander wyse. Kom ons praat 'n bietjie verder oor hierdie gawes. As 'n mens gaan kyk daar na 1 Korintiërs 12 van vers 7 tot vers 10, dan sien ons daar hoe Paulus die gawes 'n bietjie vir ons in detail uitspel. In 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 10 staan die volgende: Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Met ander woorde, God kom en hy kom rus elkeen van sy mense deur die Gees bonatuurlik toe om die mense om hom te kan bedien. En soos wat ons gesê het, die hart van hierdie bediening is dat God op die een of ander manier met mense wil kommunikeer. Vers 8 sê: Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Nou as die Bybel praat van 'n woord van wysheid, die gawe van 'n woord van wysheid, dan is dit nou nie die gawe van net wysheid so wat ons daar in Jakobus 1 lees, waar God deur Jakobus sê, as julle wysheid kortom, vra dit en ek sal dit vir julle gee nie. Dis nie daai soort wysheid waaroor dit gaan in die gawe van wysheid nie. Die gawe van wysheid is bonatuurlike perspektief, wat God deur die Gees gee as 'n bonatuurlike vermoë in 'n bepaalde situasie aan een van sy mense, om letterlik vir mense te wys, maar dit is wat hier in die breër prentjie aan die gebeur is. Dis waarmee God hier besig is. Dan staan daar verder: Aan 'n ander een gee hy 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Nou as die Bybel praat van 'n woord van kennis, dan bedoel hierdie gawe spesifiek dat God bonatuurlik detail kennis gee in 'n spesifieke situasie oor iemand of iets en ons weet dit is van God. 'n Mens sien byvoorbeeld hierdie gawe funksioneer daar in Salomo se lewe, toe daai twee vrouens na hom toe gekom het met die babas. Onthou jy, die een vrou se baba is die nag dood en toe steel sy die ander vrou se baba. En toe bring hierdie twee vrouens nou hierdie situasie na hom toe en hulle sê maar, wie se baba is dit nou eintlik nie? En dan gee God vir Salomo bonatuurlike wysheid om te kan onderskei en te kan weet wat presies hier aan die gebeur is. Ons sien ook hierdie gawe in Jesus se lewe funksioneer, daar in Johannes 4, wanneer hy met die vrou by die put praat, die Samaritaanse vrou, en vir haar sê, ja, jy is nie getroud nie, jy het 5 mans gehad, en die 6ste man by wie jy nou bly, ek wil, is nie jou man nie. Bonatuurlike detail inligting oor iemand. Paulus gaan voort, hy sê, aan 'n ander een gee hy geloof deur dieselfde Gees. Nou hierdie geloof waarvan hier sprake is nie die geloof wat almal van ons moet hê in Jesus byvoorbeeld as Here en Verlosser nie. Hierdie geloof waarvan hier sprake is, as dit 'n gawe van die Gees genoem word, kan 'n mens amper beskryf as bonatuurlike geloof, om te glo God kan in 'n bepaalde situasie bonatuurlik ingryp en 'n wonderwerk of 'n stuk genesing doen. Dit is wat hierdie gawe behels. Met ander woorde, as God byvoorbeeld my wil gebruik om iemand te genees, behalwe die gawe van genesing, het ek die gawe van bonatuurlike geloof nodig, om te glo God kan in hierdie situasie dit doen. Paulus gaan voort, hy sê, aan 'n ander een gee hy genadegawes. Die eerste keer word dit in die meervoud genoem, van gesondmaking deur die een Gees. Dis die enigste gawe waarvan daar sprake is in die meervoud. En dit sê vir ons dat die bonatuurlike gawe van genesing is eintlik verskillende gawes.
En ek glo dit is omdat genesing op verskillende vlakke kan plaasvind. 'n Mens kry genesing wat plaasvind in gees, siel en liggaam. Genesing in die gees van die mens noem die Bybel wedergeboorte. Wanneer God kom deur sy gees en hy kom maak iemand van binne af nuut, hy gee vir hom 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, sodat daai persoon in staat is om Jesus te kan aanvaar as verlosser en Here. Maar so kom God ook en hy kom genees 'n mens se sielsarea. Hy kom doen 'n stuk genesing daar in jou gedagtewêreld. Hy leer jou om op 'n ander manier te dink. Hy kom verander jou emosies. Hoeveel mense wat vasgevang sit in depressie byvoorbeeld of minderwaardigheid, kom God net in en hy kom verander daai emosie. En dis genesing wat daar plaasvind. En natuurlik, die soort genesing wat ons almal ken is wanneer God kom in iemand se liggaam bo-natuurlik kom aanraak. Hy kom maak bene wat nie werk en oë wat nie kan sien nie sien. Of mense wat siek is, genees hy dan. Nee, so kom God en hy kom kommunikeer. Onthou, want dis wat ek sê, die gawes is ingestel want God wil met ons praat. Wanneer God iemand genees, kom sê God vir daai persoon, ek gee vir jou om, ek is lief vir jou, kyk hoe is ek met jou besig, kyk dis wie ek is, ek kan bonatuurlik dinge totaal verander en omkeer. Die volgende gawe wat Paulus daar in vers 10 noem is, hy sê, aan die een gee hy die krag om wonders te doen. Nou ja, hier gaan dit oor die feit dat God kom en vir iemand bonatuurlik toerus om deur hom of haar te kan werk, om 'n bonatuurlike wonderwerk te laat plaasvind. Dis soos daar waar Jesus, onthou jy, die broodjies en die visies gevat het, en het begin breek het, en in die een geval meer as 5.000 mense, in die ander geval amper 15.000 mense kos gegee het. Dis 'n wonderwerk wat daar plaasgevind het. Iets totaal buitengewoon, teen die aard, eintlik amper half onbegryplik wat daar plaasgevind het. Paulus gaan voort, hy sê, aan 'n ander een gee hy die gawe om te profeteer. Ons lees daarvan, daar in 1 Korintiërs 12, daarvan in vers 10, daar staan, en 'n ander een gee hy die gawe om te kan profeteer. Om te profeteer beteken dat God vir jou die bonatuurlike vermoë gee om te kan hoor wanneer hy 'n bepaalde boodskap vir jou aflewer, vir jou sê, inligting gee oor iemand anders, en dan gee hy letterlik ook vir jou adres, waar daai inligting afgelewer moet word. Ek onthou baie goed, in 'n bepaalde erediens situasie, waar die Here een oggend, dit was 'n gemeente wat ek nie geken het nie, een oggend terwyl ons besig was met die lofprysing, het die Here 'n bepaalde vrou in die erediens vir my gewys, en hy het vir my gesê, ek wil hê jy moet daai vrou bedien. Terwyl ek besig was om die woord te bedien, beleef ek hoe die Here sê, roep daai vrou na vore. En ek roep haar na vore, en onthou, ek ken hierdie vrou van geen armskant af nie. Toe hierdie vrou voor my kom staan het ek nog niks geweet wat ek vir haar moet sê nie. Maar die oomblik toe ek haar na vore roep en sy hier voor my staan, was dit letterlik asof hierdie bondel energie, inligting hier van binne af, in my opbrys. En skielik het ek net 'n klomp dinge bonatuurlik van haar geweet. En ek het vir haar begin sê, ek het vir haar gesê, jy's 'n ballerina, wat mense oplei om te kan dans. Maar die afgelope 3 jaar was jy baie ernstig siek. Die Here sê, hy gaan jou vanoggend genees, want hy het 'n plan met jou. Ek sien hoe jy dans op al die verhoë in Suid-Afrika, as deel van 'n musiekspan, om die Here te loof en te prys voor mense. Ek het niks van hierdie vrou geweet nie, maar toe ek dit sê, toe begin sy te huil. 'n Paar jaar daarna ontmoet ek hierdie vrou weer in 'n karavaanpark, en vertel sy vir my wat gebeur het na daai woord. Ja, dat sy was 'n ballerina, en sy het mense opgelei, maar vir 3 jaar was sy siek, het sy gelei aan fibromyalgia. En hoe die Here haar bonatuurlik genees het, en hoe sy saam met een van die bekende geestelike sangers, 'n jaar daarna, op allerlei verhoë oor die land, gaan dans terwyl hy gesing het. Die Here kom deur die gawe van profesie, en hy praat met mense. Hy wil met hulle kommunikeer, hy wil vir hulle sê, ek is met julle besig, ek weet presies waarmee ek besig is. Jou hele lewe is in my hand, niks gebeur toevallig nie. Ek het 'n plan, jy pas ergens in daai plan in. Daarom staan daar in 1 Korintiërs 14,
vers 2 en 3, dat die bedoeling van die gawe van profesie is om ons op te bou, om ons te bemoedig en om ons te troos. En dis wat God deur hierdie gawe doen. Paulus gaan voort en hy sê, aan 'n ander een gee hy die gawe om tussen die geeste te onderskei. Nou wat dit beteken is, dat God in 'n bepaalde situasie aan een van sy mense die bo-natuurlike vermoë kan gee, om te kan onderskei, wat gebeur presies hier? Wie is hier aan die werk? Is God hier aan die werk? Of is die demoniese magte hier aan die werk? Dis wat daar in Efesiërs 6 staan, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die onsigbare magte in die lig. Baie keer in 'n bepaalde situasie is die dinge wat daar gebeur nie sommer net toevallig nie, maar as dit werklik die vyand wat sommer net inkom en kom chaos daar wil saai. En dan kom God baie keer en dan kommunikeer hy met sy mense en dan sê hy, dit wat hier gebeur is nie toevallig nie, die vyand is hier besig. En hy gee baie keer dan ook 'n strategie waarmee ons daai situasie kan herstel. Paulus gaan voort en dan sê, aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander een om dit uit te lê. Ja, God gee bo-natuurlik van sy mense die vermoë om in 'n taal te kan praat. 'n Taal wat hulle nie aangeleer het by die skool of in hulle ouerhuis nie. En hierdie tale kan verskillende soorte tale wees. Daar in Handelinge 2, onthou jy, toe die Here die eerste keer sy mense toegerus het, gesalf het met sy gees, op Pinksterdag, het hy onder andere ook aan sy mense, daai 120 wat daar saam was, die bo-natuurlike vermoë gegee om in tale te kon praat, wat hulle nie geken het nie, maar dit was bekende tale. En dit gebeur vandag nog. God kom partykeer en dan gee hy vir iemand 'n taal wat 'n bekende taal is. So het ek 'n pastoor ontmoet wat 'n Duitse vlieënier was in die Tweede Wêreldoorlog en in Nederland in 'n evangelisasiediens na vore geroep is. En die Here het hom gesê, ek gaan jou gebruik in 'n land wat jy nie ken nie. En ek gaan vir jou 'n taal gee as teken daarvan, van hierdie mense. En die Here het vir hom Afrikaans geleer, letterlik in 'n sekond. En hy het na Suid-Afrika toe gekom, vlot, as iemand wat vlot Afrikaans praat, om mense te kan bedien in Afrikaans. Maar God gee ook ander soorte tale. God gee tale wat ek sal noem hemelse tale. Tale waarmee die gelowige nie met God kan praat. Daar in jou binnekamer, Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 14, dat God ook vir ons 'n vermoë gee om deur sy gees, in 'n taal wat ons nie ken nie, wat vir ons klink net soos klanke, kom God se gees en hy praat letterlik hier van binne af ons, van binne af, met God, deur ons. Hy gebruik ons tong, maar hy gee vir ons 'n taal wat ons nie kan praat, wat ons nie verstaan nie, en wat ons nie aangeleer het nie. Soms kom God selfs binne 'n byeenkoms van gelowiges, en hy gee vir een van die gelowiges in daai byeenkoms, om deur 'n taal iets te sê, 'n taal wat niemand ken nie, wat daai persoon selfs nie ken nie. En die Here sê, en as hy op daai manier in die byeenkoms van gelowiges praat, om dit sinvol te maak, dan gee hy ook die gawe van uitleg. Hy gee vir iemand anders die bo-natuurlike vermoë om te verstaan wat daar gesê is, en om dit uit te lê, as dit ware te vertaal, sodat die mense kan hoor wat werklik daar gesê is, sodat dit sinvol kan wees, sodat hulle dit kan verstaan. Want sien, God se hart deur die gawes is om met mense te kommunikeer, om met mense te praat. Sien jy hoe merkwaardig ingestel God is om met sy mense te praat. Toe Jesus gesê het, die herder sal sy skape lei deur sy stem, was die Here ernstig. Was hy ernstig met jou en my? Daarom kan ek en jy met so opgewondenheid sit en wag letterlik, om te hoor en te sien hoe die Here maar weer met my en jou en met ander mense rondom ons, selfs deur ons gaan kommunikeer. Ek wil hierdie sessie afsluit en vir jou 'n geleentheid gee om 'n bietjie te luister. En miskien wil die Here vandag deur jou met iemand hier kommunikeer. Die manier hoe ek dit gaan doen is, ek gaan nou 'n bietjie stil word en ek gaan bid dat die Here vir elkeen van ons nou sensitief sal maak vir sy stem. En as hy my en jou wil gebruik hier in iemand anders se lewe, deur vir hulle miskien 'n woord te gee, 'n woord van wysheid,
of 'n woord van kennis, of dalk 'n profetiese woord, of as hy dalk vir my en jou wil gebruik om vanoggend hier vir iemand, of vandag vir iemand hier te bid, dat die Here ons nou bonatuurlik sal toerus, met die betrokke gawe, waardeur hy op hierdie manier met iemand wil kommunikeer. Kom ons vra die Here nou in gebed, dat hy dit sal doen. En as ons klaar gebid het, dan wil ek jou uitnooi om te gaan doen wat die Here vir jou gesê het. As die Here vir jou 'n woord gegee het, om dan na iemand toe te gaan en te sê, weet jy, ek het beleef die Here sê dit en dit en dit vir jou. Ek kan 'n fout maak, maar ten minste gaan toets dit, soos wat daar in 1 Tessalonisense 5 staan. Gaan toets of dit werklik dalk 'n woord van God kan wees. As die Here vir jou sê om vir iemand te gaan bid, neem vrymoedigheid en stap na daai persoon toe en sê, ek beleef die Here sê ek moet nou vir jou bid. Miskien het die Here vir jou gesê waarvoor jy moet bid, gaan bid dan daarvoor. Miskien moet jy vir daai persoon vra, kan ek dalk vir jou vir iets spesifiek bid? En dan bid jy daarvoor. Maar kom ons wees sensitief vir dit wat die Here nou deur ons wil doen en sê. Want ons weet mos nou, God wil graag met mense praat. En daar's niks wat 'n mens se lewe so verander as wanneer die Here op hierdie manier deur die gawes met ons praat nie. Kom ons vra dit vir hom. Vader, ons kom in die naam van Jesus en ons bid dat U nou elkeen van ons, soos wat U ons wil gebruik, bonatuurlik sal toerus met U gawes. Here, kom salf ons met dit wat ons nou nodig het. Maak ons ook sensitief om U stem te hoor, om te hoor, Here, wat U presies wil doen, wat U nou sê, Here, om werklik iets van U hart te verstaan in hierdie situasie. En maak ons dan gehoorsaam, Here, om op te staan, om te gaan doen wat ons moet doen. Here, sodat mense daardeur geseën kan word, sodat hulle daardeur kan beleef, dat U met elkeen van ons in detail besig is. Sodat U koninkryk kan kom en U wil kan geskied. Dit bid ons nou, in die naam van Jesus, ons Verlosser en Here. Amen.